Goeiemôre dan ook aan elke geliefde wat saam met ons vandag aanlyn gaan luister. Mag die Here ook sy woord lieflik aan ons harte bedien. Nou moet ek net seker maak, die ding gaan nie af nie, want dit gebeur gereeld. Ek weet nie waar my sakkie is nie. As julle die ding luister agterna, kom die stem sag deur of kom hy al raai deur? Is dit alright? Is dit okay, so hy kan my hierso lê. Is dit beter? As dit hierin is. Okay, vir die moontlikheid dat ek kan afgaan. Alright, julle kan blaai vir my na Lukas 8 toe asseblief. Lukas 8. Redelike bekende gedeelte in Lukas 8. Het gaan oor die gelykenis van die saai. Kyk, kan almal die bord sien, behalwe diegene wat nou aanlyn luister, net sal nou verduidelik hoe dit werk. Kom ons lees eers vir Lukas 8. Lukas 8 vers 4. En toe daar 'n groot menigte vergader, en die wat uit die verskillende stede by hom aangesluit het, sê hy aan hulle deur 'n gelykenis. 'n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai, en toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rots geval, en nadat dit opgeskiet het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval, en dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei, en 100voudige vrug opgelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Ekskuus, ek praat gou met iemand. En sy disippels het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis? En hy antwoord hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenhede, die geheimenisse, die diepte van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Dit is dan die gelykenis, of die uitleg. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle hart weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle weer af. En die wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge, en die rykdom, en die genietinge van die lewe, en dra geen ryp vrug nie. En die wat in die goeie grond val, dit is die goeie, die wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en 'n goeie hart hou, en met volharding vrug dra. Vandat jy kinderkraans gedoen het, as jy gelykenis van die saaier aan jou voorgehou. Glad nie 'n onbekende gedeelte nie, meeste van julle sal, soos in Psalm 23, die gelykenis van die saaier kan resiteer. Maar ek glo die Here het 'n ander invalshoek hierdie week in my hart gesit en eintlik by self.
Baie van die goed, dis hoekom ek so opgewonde is dat JP die selfgroepe vanoggend weer aanraak. Baie kere word Sondag se boodskap gebore by die selgroep. Baie keer is dit 'n ontmoeting met 'n broer by 'n koffieshop, wat 'n woord, 'n saadjie in jou hart laat drop. En daai ding begin groei, en deur die week raak jy besig met hom, en hy kom uiteindelik by 'n oes in jou hart. So, ek gaan nie vanoggend, ek gaan net vlugtig oor 'n sekere gedeelte gaan, en dit is wat Jesus basies vir sy disippels wil sê. Want hy praat met 'n skare, sy disippels is maar net 'n gedeelte van die skare. Eintlik gaan sy boodskap nie noodwendig aan sy disippels eers nie, dis 'n sekondêre boodskap aan sy disippels. Maar tog dink ek, praat Jesus met sy disippels net so hard hier as wat hy praat met die skare. Want die skare verteenwoordig godsdienstige mense wat nog nie noodwendig by Jesus is nie. Ja, is heel waarskynlik mense ook al wat hom aanvaar het, maar die wat hom aanvaar het is nog jonk in die geloof. So hy is besig om iets vir hulle te sê rondom die toestand van hulle lewe en die stappe wat 'n mens volg om by wedergeboorte uit te kom. En daarom sê hy vir hulle, die saaier is ek, Christus Jesus. Hy sê, en ek saai onophoudelik my woord. Aanhoudend is ek besig om my woord daar buite uit te saai na mense toe. En dan vat hy die eerste een, en die eerste een is mos nou die harde pad. Hy saai hierdie, kom ons gebruik hier rooi. Nee, die harde pad. Hy saai hierdie woord, maar dit val op harde pad. Die woord val op 'n ongeredde hart. En wat hierdie hart hoor, want hy sê vir hierdie ouens, nadat hy die gelykenis vertel het, voor hy die uitleg gee, sê, laat die wat ore het, nie net dit gebruik, sodat dit kan inkom en uitgaan nie, om te hoor, is nie net die klanke nie, dis om in te neem waarvoor dit staan. Dis daai, okay. Ons almal het al iewers met 'n onopgeloste probleem in 'n klaskamer gesit, en jy kry net, en jy sê, meneer of mevrou, verduidelikheid gou vir my weer, en, okay, daar's die dingetjie wat ek gemis het, en daai dingetjie wat ek gemis het, beïnvloed die hele manier hoe ek hierdie ding gaan verstaan, en potensieel in die eksamen gaan weergee. So dis nie net om die woord te hoor nie, dis om te verstaan wat hierdie woord beteken, en daarom sê Jesus, dat jy die Gees nodig, die Heilige Gees, wat vir jou interpreteer, wat vir jou leer, wat die woord sê. Want die woord is God, hy bly die saaier. Hy bly saai. Maar is dit vir jou net iets wat jy hoor en aangaan en mooi klink, of is dit soos, wag. Hier hoor ek hom nou iets wat anders, ek voel 'n draai hierso. Here, wat wil jy vir my sê? Okay, daar's hy. Jesus sê, baie mense op aarde is soos 'n harde pad. Die saad val nog steeds daar, maar hulle is nie ontvanklik daarvoor nie. So die saad penetreer nooit die grond nie. Die saad ontkiem nooit in die grond nie, dis hard. En voordat dit enigstens kan iets doen, kom die duiwel met sy dinge en sy listige praatjies en sy dinge van die lewe, en hy kom steel daardie hart, daai saad uit iemand se hart uit, wat potensieel vrugbare grond kon wees. En jy kan 'n pad ook ploeg. En as jy hom rip, dan raak hy harde grond sag. So Jesus is nie besig om mense af te skryf, hy sê net, baie mense se harte is maar net soos harde grond. Hulle gaan hoor, hulle gaan luister en nooit hoor wat die Here sê. Die saad gaan oor en oor gesaai word, maar daai mense het nie verskoning as hulle eendag in die hemel kom nie, want die saad is gesaai. Hulle was net nie ontvanklik daarvoor nie. Dan sê hy, kom jy by 'n tweede gedeelte van die mensdom, en dis vlak grond.
op 'n rots. Ek het die voorreg om 'n kokerboom te hê op die plaas wat bo op 'n rots staan. Spectacular. Daar het al mense van oorsee af gekom om die ding te kom afneem. Want dat 'n bietjie grond bo op die rots gelê, is 'n groot rots, seker die helfte van hierdie, seker soos ek nou staan, seker so 5 by 5 meter, groot rots, en hy het heel bo, moes daar 'n bietjie grond gelê het, waar die wind het stof daar gewaai, en daai saadjie van die kokerboom is gewaai deur die wind tot daar, en hy het ontkiem daar, en op 'n manier, plaas van doodgaan, omdat daar nie verder vog is nie, was daar heel waarskynlik 'n kraakie gewees in die rots. En die kokerboom, wat eintlik, as jy verstaan hoe sensitief 'n kokerboom is, dan sal jy nie eintlik, dit maak nie eintlik sin hoe dit gebeur, dis hoekom ouens kom kyk. Want 'n kokerboom dood verskriklik maklik in sy groeifase. Hy moet eers 'n derde blaartjie kry voordat hy begin sterk raak. En hy moes wortel geskiet het binne in die skeertjie af en iewers nog vog in die hande gekry. En uiteindelik oor, ek wil nie vir julle sê 100 jaar, maar ek dink is ten minste 100 jaar. Het hy daai rots oopgebreek ondertoe om sy kos te gaan haal. Dit is ongekend vir so 'n boom. Daai boom het die honger gehad om deur die vlak grondjies te werk wat bo op die rots lê. Maar Jesus sê daar's mense wat altyd net gaan tevrede wees met die normale godsdienstige patrone van die lewe. Ek sis maar net my gewete soos wat ek deurgaan. En Jesus sê, hulle gaan in die crowd wees. Hulle gaan deel wees van sê, halleluja, prys sy naam, net soos wat hulle by was, by Jesus se intog in Jerusalem, en gesê het, Hosanna, Hosanna, Hoogste Here verlos ons, Messias verlos ons. Maar as Jesus nie doen wat hulle wil hê nie, weet wat gebeur? Draai weg. En ek skree kruisig hom. En Jesus sê, daar gaan altyd sulke mense wees, daar's iets wat hulle raak opgewonde oor iets, want daar staan hulle die woord met blydskap ontvang. Hulle raak opgewonde oor iets, maar daar kom niks daarvan nie. Hulle is altyd net emosioneel gedrewe, woe, dis spring en dis halleluja en die dinge is lekker, maar as die versoekings van die lewe kom, val hulle af. Hulle het werklik vir Jesus aanvaar het. Hulle het nooit werklik by wedergeboorte gekom het. Hulle het van een emosionele geleentheid na die volgende een gegaan. En as iemand nie saggies klavier speel in die agtergrond nie, dan kan ek nie 'n traan in my oog kry nie. Maar as ek by die huis sit en ek is besig met die Here, dan's daar niks. Dan's ek afhanklik van 'n dagstukkie boekie om my te dra, want ek kan nie in die woord kom nie. Ek staan nie in die woord nie, ek wil nie in die woord wees nie. Vlak. Kom nooit tot wedergeboorte nie. Oral betrokke. En Jesus sê, dit is iemand wat nog steeds verlore is. Dan sê hy, dan kom die onkruid en die dorings. En hierdie saad wat Jesus saai, val, ons lees wat hy daar sê, en die wat in die dorings geval het, dis die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe, en dra geen ryk vrug nie. So, hulle is 'n stapie verder. Dis beter grond, as die vlak op grondjies op die rots. Dis dieper grond, dit kom op, dit val die boodskap, dis daai, Jesus, dit is 'n mooi boodskap gewees Sondag, nee. En dan sê hom broers, nou wat nou? Wat maak ons nou met hierdie mooi boodskap? Jy sien, maar die oomblik is daai mooi boodskap en die praktiese implementering daarvan bots met die sorge van die lewe en bots met die gierigheid in iemand se hart om meer en meer en meer te wil hê, die rykdomkant. Wat is die derde een? Sorge van die lewe, die rykdom en die genietinge. Die lekker dinge van hierdie lewe, wat ek hier bereid is om prys te gee. Die oomblik is daai mooi boodskap, daai saad wat gesaai is, bots met dit.
dan sê daardie persoon, weet jy wat, ek word verstik, wat beteken die onkruid en die dorings maak dood wat daar in my hart geval het. Dis verstik. Dit gaan dood. Daar kom niks van nie. En Jesus sê, so 'n persoon kom ook nie by wedergeboorte uit nie, want alhoewel die grond vrugbaar was daar te veel dinge van die lewe betrokke. En dan sê Jesus, daar's net een span wat by my uitkom, en die is hulle hart wat vrugbare grond is. Wat is vrugbare grond? Dis 'n hart wat reg is om te hoor en te gaan doen. Dis 'n hart wat al jare beklei met 'n klomp dinge en uiteindelik kom die woord en ek weet ek is honger vir die woord en die woord val by my 17 Maart 2000 en die woord van die Here val en ek sê uiteindelik is ek reg hiervoor. En daai saad val op gesonde, vrugbare, voorbereide grond wat Jesus al lank al voorberei het. En hy begin groei en uit dit uitkom vrug. En Jesus sê, daar's 'n wedergebore persoon. Hier's iemand wat, Christenhuis, maar nee, wat. Daar's iemand, nee, ek gaan verder, ek is daarom by 'n selfgroep betrokke, of by die ACSV, of whatever die ding is, en daar's 'n paar goedjies opkom, maar, as die versoekings kom, dan loop ek weg. Hierso is daar 'n klomp dinge van die lewe wat net vir my belangriker is, maar hier kom ek by Jesus uit en sê, Here, gebruik my en maak my soos U wil. So Jesus verduidelik 4 komponente van wedergeboorte, die 4 stappe tot by wedergeboorte. En hy sê, in hierdie groep wat hier sit voor my, sê hy Jesus, vir daai crowd wat daar sit, is al 4 van hierdie komponente verteenwoordig. Menslike, hierdie ou is 'n harde pad, daai ou is 'n vlak grondjie, op 'n stuk rots, hierdie ou is tussen die dorings en die dussels, en daai ou is vrugbare grond. En Jesus weet wat hy sê vir sy disippels, aan die einde, wanneer die wederkoms is, dan gaan almal bymekaar gemaak word deur die engele, en dan gaan ek skei. Skape en bokke. En net die vrugbare grondspan wat gewederbaar is, gaan saam die res wat godsdiens gespeel het, moet hoor, ek ken jou nie. En dis die heel bekendste en korrekte uitleg van wat hier staan. In Lukas 8. Maar kom ons veronderstel, behalwe vir Judas, wat deel was van die 12, was die ander almal uitverkoop aan Jesus. Hulle het alles opgegee vir Jesus. Hulle is reeds die vrugbare grondgroep. En vir 'n oomblik gaan ek aanvaar, jy wat hier sit ook. So Jesus bring die tweede gedeelte van sy boodskap, van Lukas 8, bring hy, omdat hy vir sy disippels iets wil leer, groter as net die 4 groepe, waarin mense potensieel kan val op hierdie aarde. En dis wat ek dink die Here met my en jou vandag doen, en hierdie hele week met my besig is. Wat hy sê, bou, wat as al 4 hierdie groepe binne in een wedergebore hart kan gebeur. Wat as jy moet ophou om jou vinger in iemand anders se gesig te wil druk en sê, ongered, harde pad, maar harde pad is ook 'n kamer in jou hart. En daarom wil ek jy moet vanoggend, as jy ore het, moet jy vanoggend hoor. En jy moet luister. En jy moet oordink. En jy moet bepeins. Want ek waarborg vir jou, elkeen van hierdie 4 kwadrante is in jou hart. Hoekom? Want die Here moet na my toe kom en vir my sê, bou, hoeveel keer het ek al met jou gepraat oor 'n saak? En jy kan sê, ek het gehoor, maar ek wil nie. Is dit net ek? Okay, is dit net ek? Ek hoor, maar ek wil nie doen.
wat u sê nie. Dit pas my nie. Dis nie vir my gemaklik nie. Daar's potensiële risiko vir my in om hierdie te doen wat u nou vir my sê. So my hart is nou net 'n harde, uitgetrapte stuk pad. Waar trekkers en lorries, nee, my hart is sommer 'n teerpad, man. Waarop hierdie saad val. Jy het al agter 'n trok gery. Wat is hierdie grain carriers? Dan sien jy hier's 'n gaatjie, hier val mielies uit of hier val koring uit, hulle het die hele pad vol. Dit wat op daai pad val, op daai teerpad val, sal nêrens kom nie. Die voeltjies sal kom en hulle sal hom oppik, een vir een. En as my hart so hard is, né, dat ek nie wil hoor, ek hoor maar ek wil nie hoor nie. Nee. Ek wil nie hoor wat u sê nie. Dan is my hart daai teerpad. Wat beteken ek gebruik vrye wil. En jy gebruik vrye wil om te kies teen dit wat die woord van die Here nou sê. Om te kies teen dit wat die opdrag van die Here nou aan jou is. Die saaier bly konstant. Die saad bly konstant. Dis die toestand van jou hart wat bepaal in watter kwadrant jy is. En daarom weet ek dat ek kan nie sê ek verstaan nie, want Jesus sê vir hulle, sekere mense verstaan nie die verborgenhede nie, daarom moet ek vir hulle gelykenisse vertel, maar julle wat my gees dra, julle ken die verborgenhede van my hart, want my hart bly in sy volheid binne in jou. Jy het nie 'n verskoning om vir my te sê jy verstaan nie. Want as jy nie verstaan nie, sal jy gaan soek vir die antwoord, tensy dit nie vir jou belangrik is nie. Ons moet meer eerlik en opreg begin raak met onsself voor die Here. As ons dit begin doen, gaan Jesaja 58 begin waar word in ons lewe, waar Jesus vir die profeet sê vir die volk as jy die steek van die vinger terugtrek. Hierdie vingertjie wat almal ander se foute uitwys. Ek praat met myself. As geen ou wat meer mense se foute uitwys as ek nie. In my huisgesin nie. As jy hierdie vingertjie terugtrek, wat so almal se goedjies uitwys, dan gaan jy vir die eerste keer kan eerlik en opreg wees oor die toestand van jou eie hart. En wanneer jy in jou eie hart opreg kan raak voor die Here, en jy kan broos begin word oor hierdie harde plek wat jy sit, wat ek weet, jy al hoe lank met my praat, en ek doen dit nie, dan kan ek sê, Here, ek besef dit, dis ek. So ek moet van hierdie kwadrant af afkom na hierdie een toe. So wat kort ek? Ek kort die trekker met die ripper. Kom Here, kom ploeg hierdie area. Kom haal hierdie klippe uit wat in die pad is, wat so vir my die hele tyd sê, nee, maar ek gaan nie dit doen nie. Ek verstaan wat u sê, maar ek hoef nie dit te doen nie. Weet jy hoekom hoef ek dit nie te doen nie? Want daar is mos mense wat betaal word om dit te doen. Ek hoef hierdie opdrag uit te voer, Here, ek kan mos iemand anders oprig om hierdie taak te doen. Ek hoor, maar ek wil nie, ek verstaan, maar ek hoef nie. Ja, Jesus het vir jou vrye wil gegee. Jy kan kies. Maar wees eerlik om te sê, as jy teen hom kies, val jy in dieselfde kategorie as die anti-Christus. Anti-Jesus, teen Jesus, teen sy woord. Ek sê nie jy is 'n anti-Christus nie. Ek sê in daai oomblik verteenwoordig jy hoe die anti-Christus dink, altyd teen Jesus. Ek het julle vertel van 'n vriendin van my en daai drie wat by 'n partytjie was. En klomp mense is by die partytjie en hulle staan in 'n ry om by die badkamer in te gaan, en aan die regterkant is 'n kamer wat oop is. Die hele kamer is leeg en in die middel van die kamer staan so 'n tipe van 'n boksietjie, en op die boksietjies is 'n tipe van 'n fluweel, rooi fluweel lappie oorgegooi. Dit is so vreemd. Jy sien die hele leë kamer op hierdie boksie met die fluweel lappie oor. En terwyl sy nou wag vir die badkamer, gaan sy in, nuuskierig, en sy lig die dingetjie op toe sy satanistiese Bybel. En sy sê die plekkie waar sy hierdie satanistiese Bybel oopmaak, sê die volgende. Nou mense sou verwag, daar moet verskriklike goed staan van kinderoffer en al die tipe dinge. Al wat daar staan is, besef jy
hoe belangrik is jou verjaarsdag? Maak seker, almal weet hoe belangrik jy vir daai dag is. Al wat die vyand daardeur wil sê, is sit die fokus op jouself. En ek sê nie, moenie jou verjaarsdag vier nie, en ek sê nie, moenie die Here dankie sê vir jou verjaarsdag of niks nie. Anders sou ek hierdie manne genooi het saam met my nie. Ek sê net, pas op vir die fokus op ek, wat hoor wat Jesus sê en verstaan wat Jesus sê, maar nie wil nie hoef nie, omdat dit my nie pas nie. Die vyand wil net jy moet belangriker raak in jou lewe, gemakliker raak in jou lewe, geriefliker raak in jou lewe as Jesus en die woord. Dan het jou hart 'n harde pad geraak. God stuur vir Moses na Farao toe. Moenie vir my sê God is 'n genadige God, hy gee vir Farao 10 geleenthede om te draai. 10. En elke keer wanneer hy die volgende plaag bring, is dit met Farao sy hart verhard teen die opdrag wat kom. Farao kon ook gesê het, o nee, ek sien na die eerste een. Nee, met hierdie God speel jy nie. Maar wat sê Farao? Dink gou mooi wat sê Farao. Ek is God. En as ek God is, kom jy nie met 'n woord van die kant af wat my onttroon nie. Die ou wat moet afkom van die troon van jou hart af is jy. En die ou wat op die troon moet kom is die Here. Sodat hy kan bepaal wat in die vrugbare grond moet gebeur. Want die koringkorrel self kan nie bepaal wat die vrug is nie. Een plant, een maak nat, maar wie laat groei? Net die Here. Maar jy kan bepaal of jy wil sê, nee, dankie, ek is hard. Ek glo. Ek glo. Maar ek gaan nie. Bou. Daar's iemand in Kazakhstan wat in jou kinderjare, ek noem nou net Kazakhstan, dat ek nie 'n Suid-Afrikaanse dorp noem, wat iemand tot dink regtig dis so nie. As iemand in Kazakhstan wat jou, toe jy graad 7 was, seer gemaak het, en iets gesê het, en jy het nog nie daai persoon vergewe nie. Ek wil hê, jy moet soontoe ry, ek wil hê jy moet 'n afspraak maak, ek wil hê jy moet daai harde onvergifnis hart van jou, voor daai persoon gaan ontbloot, en nie sê ek vergewe jou, vir die seer wat jy my aangedoen het, maar sê, vergewe my, dat ek hierdie wrok, vir soveel jaar teen jou gedra het. Ek hoor, Here, maar ek wil nie. Ek verstaan, maar ek hoef nie. Ek glo wat U sê, maar ek gaan nie. Ek gaan nie. As ons vandag net hier stop, het ons 'n groot ding bespreek, wat moet oorbeweeg na vrugbare grond toe. Dis 'n eerlike plek waar ek kom, dat my hart het 'n kwadrant wat 'n harde pad is, waarop God wil saai, maar die saad wat hy saai, as gevolg van vrye wil en intellek wat ek hierbo gebruik, sê ek nee. Die Here het vir my gesonde verstand gegee, hierdie ding maak nie sin nie, dis nie logies nie. En ek verhard my hart, net soos Farao, en wat gaan gebeur, is ek laat die vyand toe, die Satan, om met sy pla in my lewe te kom steel, en te kom slag, en verwoes in hierdie kwadrant, en raai, wie is die eerste persoon wat skuld kry as dinge verkeerd loop? Die Here. Die Here. Hoekom laat hy dit toe? Hoekom keer hy dit nie? Is hy dan nie lief vir my nie? Al daai eenvoudige, eentonige goed, wat hy soveel keer gebruik teen kinders van die Here. As gevolg van 'n harde toestand van 'n hart. En partykeer, dan is my hart nie so hard nie. Ek is nie heeltemal dat ek sê nee nie. Daar's 'n plekkie van, ja, okay. Maar al wat ek wil doen, is ek wil net my gewete sis. Ek wil nie blaatant nee sê nie. Asof die Here nie die intensies en die gedagtes en die oorlegginge van my hart ken nie. Asof Hebreërs nie sê, hy is die woord wat 'n tweesnydende swaard is,
en wat deursny deur alles tot waar hy kan sien, wat is die werklike gedagte en bedoeling van dit wat jy nou sê of doen nie. Daarom sê ek, oordeel nie noodwendig die woorde by die mond uitkom nie, want die woorde word gevorm op 'n ander plek. Dit is my hart. En as my hart vlak grondjies is, bo op 'n rots, is my hart nog steeds hard. 'n Rots is hard. En die plek waar dit los om dieper te gaan, is min vir die bietjie grondjies wat daar lê. Ja, ek ontvang die woord met blymoedigheid. Ek hoor dit. Ek sê nie upfront, ek wil nie. Veral nie as daar mense by is nie. Maar as nêrens dat hierdie woord dieper gaan met my, om my te dryf om te verander nie, en om te doen wat die Here sê nie. Daarom is daar nie groei in so 'n persoon se lewe nie. En ek sê dit met baie versigtiging, maar ek sê dit steeds, en ek gaan nie name daaraan koppel nie. Maar as jy 'n mega kerk wil bou, kan jy nie harde woord bring nie. Jy moet vlak woord bring, vlak grondjies, sodat jy niemand afronteer daardeur nie. Want dan groei mense nie. En as mense nie groei nie, bly hulle waar hulle is. Maar as mense se harte vrugbare grond is, en die saad val daar, en die Here sê, move, dan is die laaste ding wat 'n gemeente moet doen om vir iemand te sê, bly. As die Here sê, move, meneer, mevrou, en jy bly hier, doen jy sonde. Laat ons jou absoluut motiveer om te gaan. Laat ons jou absoluut motiveer, as jy 'n woord hoor wat in jou hart so penetreer, dat jy sit, jy sê, jy kan nie glo, jy is so gemotiveerd. 'n Broer kom by my, hy sê vir my, ek kan nie glo wat die Here vir hom gesê het, hy moet na 'n hospitaal toe gaan, en hy moet daar met 'n spesifieke groep gaan werk, en hy kan nie. Hy sê, en toe hy by sy gemeenteleier kom, toe sê die ou vir hom, jy het nie toestemming van ons beheerliggaam daarvoor nie. En dis nie heeltemal ons visie nie. So wat jy moet doen, is om by ons te kom sit met 'n voorlegging. En sal ons besluit, watter kant toe, maar eintlik wil ons jou aanwend op 'n ander plek. En die woord sê, as jy dit doen, is dit beter vir jou om 'n meelsteen om jou nek vas te maak, en in die diepte van die see te gaan spring, as om die oordeele van die Here te face, omdat jy iemand, wat hy mee gepraat het, wat 'n vrugbare hart gehad het, 'n vrugbare hart gehad het, teruggevat het na vlak grondjies toe. 'n broer van my kom by die Here uit, daadwerklik. En hy kom by sy gemeente en hy sê, help my verstaan, ek is so opgewonde. En die ou sê vir hom, weet jy wat is jou probleem? Jy is te ernstig oor Jesus. Jy is heeltemal te ernstig oor Jesus. Kom bietjie terug vlak grondjies toe. Hierso, gaan ons die woordjie te. Het jy geweet die woordeboek sê te, is te, jy's te man. Kom net terug. Kom sis net jou gewete hier, dat jy kerk toe gaan, dat jy jou geldjie in die bordjie of in die bakkie gooi. Kom sis net jou gewete hier, dat jy betrokke is by een of ander welwillendheidsorganisasie. Kom sis net jouself dat jy okay is. Want weet jy wat? Kry so 'n persoon na 10 jaar en hy of sy is op presies dieselfde plek as 10 jaar terug. Daar's geen groei nie, want die woord kon nie dieper gaan en penetreer en oopbreek daai rots, soos wat daai kokerboompie gefight het om onder te kom nie. Dis 'n fight, my geliefde, en jy moet sê, ek wil fight. Ek wil fight. Ek wil staande bly. Nie dat ek sê die geveg is joune nie, maar die geveg is Here se, maar jou ingesteldheid moet wees, ek is die soldaat, Here, stuur my. Wie sal ek stuur, sê die woord? En sit Jesaja wat sê, Jeremia wat een? Hier is ek, stuur my. Send me. Ek is reg. En ek gaan nie my gewete sis met die bietjie grondjies waar die woord nou maar net so diep kan gaan nie. Maar weer is geweldig gemaklik hierso. Want net 'n bietjie is mos genoeg. Wat is nou genoeg?
Happy birthday Vrydag. Tinus. Ek het vergeet van jou. Net 'n bietjie is mos genoeg. Jy sien as Jesus dan die broodjies en die visse, die bietjie vat en hy vermeerder dit. Dan kan hy mos die bietjie wat ek vat vermeerder, maar jy vergeet. Dis jou hartsintensie. Eintlik is jy net besig om 'n verskoning uit te dink hoekom jy nie dieper wil gaan nie, want as jy Jesus toelaat om dieper te gaan met die saad wat hy wil saai, dan ontbloot hy met die grootste liefde, met die grootste integriteit, met die grootste sagmoedigheid en vriendelikheid, ontbloot hy die dood wat nog in jou hart sit en die harde kolle. So as ek vlak bly, beskerm ek myself vir die ontbloting en die vernedering van hierdie plekke wat my vrugbaar wil maak. So ek is bereid om vlak te bly my hele lewe lank. En ek sê nie, ons is besig om van 'n gelowige te praat hierso, né? Ek sê nie jy bly daar nie. Ek sê daar's sekere kolle in jou lewe wat jy net bereid is om vlak te bly. Maar as jy dit net wil gee, dan kom die Here en hy split daai rots soos in die woestyn en weet jy wat vloei uit daai rots uit? Lewende water. Hier lê baie emosies in vlak grond. Emosies waar die Here my raak met 'n woord in die oggend. Maar hy woord gaan nie verder deur die dag nie. Hy raak my. Dit ontkiem, daar's grond. Dit ontkiem. Maar die Here kan nie dit gebruik om my te verander nie, want die oomblik as die versoekings kom, en dis wat daai gedeelte sê, die oomblik as die versoekings van die lewe kom, die oomblik as die vyand sy versoekings kom, wat is 'n versoeking? Die geleentheid om buite God se wil op te tree. Die geleentheid om buite Jesus te gaan. Die geleentheid om na myself te kyk eerder as na Christus in die koninkryk. Wanneer daai versoekings kom om in hierdie goed betrokke te raak, dan kies ek die versoeking se uitkoms. Ek kies die val. En ek kies om moed op te gee, want ek kan nie. Jy wil nie weet hoe baie keer is ek hier nie. Jy wil nie weet hoeveel keer, nou moet ek my woorde mooi kies. Christo Botha is een van my woordleraars in my lewe, het gesê, almal sien hom Sondag as hy die woord aflewer, en die gees van die Here is oor hom en op hom en in hom. Niemand sien hom Maandag met die snuffelgids terwyl hy 'n ander job soekie. 'n vlak grond hart hoor. 'n vlak grond hart verstaan. 'n vlak grond hart glo. Maar 'n vlak grond hart kyk maklik vas in die mislukkings van gister en maak dit my identiteit. Swakkeling, verlorene, wat help dit ek gaan nog verder probeer? Ek kan in elk geval dit regkry nie. En die vyand weet dit. So wanneer hy met sy versoeking kom, dan kom hy om te kyk of hy jou kan laat omdraai om dieper te gaan. En as jy moed opgee, en ek is te pateties, en ek kan nie, dan is jy vlak grond in daai oomblik, en ek. Maak dit jou patet as jy so voel? Nee, dit maak jou normaal. Dit maak jou normaal, want die Here in sy groot genade gee altyd nog en nog en nog kanse. Dis hoekom die liedjie sê, genade onbeskryflik groot. Want die Here hou my nie by my tye in my hart wat ek vlak grond was nie. Gee altyd vir my geleentheid om te sê, maak jou hart beskikbaar, dat ek dieper kan gaan met die vrugbare, diep, vol nutrisie grond wat wag om gebruik te word. Die rede hoekom ek vir jou dit sê, is omdat ek daar kom in my lewe. Net sodat ek by die harde grond partykeer is, gaan ek 'n bietjie dieper na vlak grond toe maak. Is nog steeds nie in daai area beskikbaar dat die Here kan doen wat hy wil doen nie. Dan kom die gees van die Here op 'n ander manier en kom moedig aan en stuur 'n broer of 'n suster of stuur 'n boodskap of
stuur 'n link wat iemand vir my gee, of iets wat iemand iets in sê, en in daai boodskap is die aanmoediging om te kom na die vrugbare area toe. En ek weet presies waarvan ek praat, soos jy presies weet waarvan ek nou praat. Don't give up. Net omdat jy 1 of 2 of 10 of 100 keer in 'n saak geval het, beteken nie jy is 'n loser in daai saak nie. Jy het net nog nie oorwinning nie, dis al. Don't give up. Hier gaan nog baie valle in jou lewe kom. Baie struikelings, nog baie areas waarin jy vlak grond gaan wees. Moenie opgee nie. Hierdie is nie veroordeelde plekke nie, dis geleenthede om te beweeg na iets dieper. Jesus is nie besig om jou vanoggend te veroordeel en vir jou sê hoe sleg jy is nie. Jesus is besig om in my hart en in jou hart net vir jou te wys. Daar's areas wat jy nog moet oorgee en surrender. Dan kom die onkruidstukke in my hart. Die sorge, die genietinge en die rykdom. En die rede hoekom dit my verstik, kom ons praat gou eers oor sorge en genietinge en rykdom. Kom ons praat gou oor sorge. Wat is 'n sorg? Hoe sal jy dit beskryf? As Jesus sê die sorge van die lewe, wat is dit? Bekommernisse? Verantwoordelikhede? Vrese? Goeders wat net vir my te veel raak? Kan nie verder daaraan dra nie. En dan gebruik ek hy woorde, ek kan nie meer nie. Ek kan net nie meer nie. Hoeveel kan een man vat? Hoeveel kan een vrou hanteer? Genietinge? Kom, wat is genietinge? As die woord dit sê, moet ons dit bespreek. Wat is die genietinge van die lewe? Lekker kry. Sê weer? Kortstondige lekker kry. Happiness. Feel good. Aanvaarding. Deel te wees. In te pas. Gemak. Gerief. Al daai goed val onder dit. Jesus beskryf dit as 'n doring en 'n dissel en 'n onkruid wat die woord wat hy in jou wil saai beperk en uitroei uiteindelik. Die woordjie verstik, sy uitkoms is dood. Ja, die Engels sê suffocate. Suffocate, versmoor, om die nek gryp. Hierdie woord wat die Here vir jou gee, gryp hom om die nek en hy versmoor hom. Wat beteken, dit is belangriker of hoër prioriteit in jou lewe as die woord. Jou keuse, my keuse, vrye wil. Weereens nie veroordelend nie, dis openbarend. Dit maak iets duideliker vir my om te besef, daar's sekere sorge, daar's sekere genietinge, daar's sekere rykdom in die sens van gierigheid om meer te wil hê, om iets te jaag wat buitekant die koninkryk is. Dit hoef nie net geld te wees nie. Dit kan enige iets wees wat vir jou belangriker en hoër prioriteit is as die woord van die Here wat jou wil gebruik in die koninkryk op aarde. Jou eie tyd. Kom weer terug na self toe vir my tannie. En ek laat my nie vertel jy het dit nie, want ek het dit in my lewe. Ek weet verseker dat dit verstik my. I'm choking. Dis nie net die Protea span wat kan chokie. Ek kan ook choke. Hulle het nou uiteindelik het gebreek. Ons is dankbaar daarvoor. Maar ons almal is op 'n manier chokers. Want wanneer hierdie saak kom staan, wat die Here in my hart wil doen, sy woord kom in, hy saai daai woord, dis 'n opdrag, dis 'n dieper gaan met 'n spesifieke ding wat hy vir jou wil leer, is 'n karaktertrek wat hy in jou wil vorm. Maar die oomblik as daai ding kom staan teenoor my prioriteit vir vanaand, of vir die volgende 3 ure, om 'n series eerder te kyk, want ek wil 'n feel good hê na vandag se moeilike dag, dan kies ek my genieting
of ek kies my vrees, my verantwoordelikheid wat ek het, om iets te gaan doen, maar ek het 'n vrees dat ek dit nie kan regkry nie, fear of failure, en ek skuif dit uit, en ek sit hierdie ding in plek, om my nou beter te laat voel, en wat gebeur? Daardie woord, wat die Here wil saai, wat opgekom het met blymoedigheid, wat ek weet hy vir my sê, word gechoke deur my keuse, wat die beste gaan wees vir my. Daar is 'n gedeelte in die woord waar Jesus verduidelik dat 'n saaiër het saad gesaai in 'n land. En in die nag het die vyand gekom en sy saad ook kom saai. En toe die saad opkom, toe kom hulle saam op, die goeie saad en die slegte saad kom saam op. En die disippels wil sê, maar moet ons nie uittrek nie. Die arbeiders wil hê, kom ons trek die onkruid uit. Maar die eienaar sê nee, kom ons wag dat hulle opkom, dat ons kan sien, want as jy nou klein uittrek, dan gaan jy dalk goeie saad, se plantjies, goeie plantjies saam met die slegte plantjies uittrek. So kom ons wag dat hulle groot is, dat ons duidelik kan onderskei tussen die twee, en dan trek ons die slegtes uit, en die goeies bly. Wat vir my sê, ons God is nie 'n ou met 'n sweep wat wil staan en kyk waar die slegte plantjie in jou lewe is, en slaan en sê trek uit so vinnig as moontlik nie. Ons God is een wat vir jou wil sê, kyk en besef en verstaan die effek van daardie onkruid en dorings en dussels as jy hulle daar gaan los. Hy is een wat vir jou al twee kante skep, die goed en die kwaad, maar nog altyd vir jou sê, dit is jou keuse, presies soos hy vir Adam en Eva gelei het, om te sê, my kinders, al hierdie is julle sin, maar van hierdie enetjie, moenie van hom eet nie. En wat kom doen die vyand? Hy kom saai sy saad en hy sê, nou hoekom dan nou nie hierdie enetjie nie? En is dit wat God gesê het, regtig so, en is God nie altyd bang dat jy word soos hy nie? En dan kom saai hy hierdie verwarring in jou hart. En dan kom hierdie begeerte, kom in, om te wil doen dit wat ek nie moet doen nie, sê Paulus. En as ek dit loop doen wat ek nie wil doen nie, dan kry ek die effek wat ek nie wil hê nie. En die Vader skep al twee kante vir ons en hy sê, ek gaan jou nie forceer nie. Die toppunt van liefde is vrye wil. Ek het my jou lief, my kind. Ek het my lewe vir jou gegee, my kind. Ek het gesterf vir die onkruid en die dussels en die dorings in jou lewe. Ek het gesterf vir jou menslike begeertes en jou genietinge en jou jaag na rykdom, en ek het gesterf vir al hierdie goed wat jou gaan verstik. Ek het my lewe gegee sodat jy 'n lewe van oorwinning kan leef, maar die keuse is joune. Om my saad wat ek in jou hart wil saai, te ontvang en daardeur saam met my lyding een vir een die onkruid en die dussels en die dorings te verwyder. Jy raak jy oornag ontslaaf van die onkruid in jou lewe nie, my geliefde. Dis 'n daaglikse oorgee proses sodat die Here jou kan help om te sien, te verstaan, te verwyder. Kies, kies, kies. Dit is die lewe. Kies. Deuteronomium 30, ek plaas voor jou lewe en dood. Kies die lewe. Kies die vrugbare grond, en as daar dorings opkom, ek sal jou help om dit te verwyder. Die Here se spuitprogram is beter as joune. Die Engel sê, he brings steadily forth fruit. He brings steadily forth fruit. With patience. Dis mooi. Is dit nou by die vrugbare grond, ja? Ja, as jou hart nie nou as een wat jy dit. So gaan jy gou die preek klaarmaak, want dis nou baie dankie. Nee, ek is nog hier by die dorings. Maar dis hy. Steadily. Ja. And with patience. Is daar nie 'n verwysingsteks wat gaan na gedeelte waar God vir wie het hy gesê, ek gaan jou vir Josua of vir Gideon gesê, ek gaan jou vyande so langsamerhand aan jou oorgee. Ja. Dis die teenoorgestelde van onmiddellik. Langsamerhand is steadily. Stadig maar seker wen altyd die beker. Onthou ek vir skilpad teen hasie. Onthou julle vir skilpad teen hasie. Stadig maar seker. So
Dit is iets wat met groei gepaard gaan. Geen ding skiet vandag op en môre is hy in. Is hy staan hy vol vrug nie. Die hele konsep van vrug dra is tyd. En oortyd. En geduld. En die Here wil elke liewe een van hierdie areas in jou lewe vir jou oorwinning bring, maar jy gaan moet kies om daai vrugbare grond te wees wat jy sê, Here, ek is die klei en U is die pottebakker. Doen soos U wil. En as jy dit doen, as dit nie, waarmee is U besig nie, Here? Nee, dis nie vir my lekker, ek moenie hier vat nie, los daai soos wat dit is. Nee, ek is gemaklik met die onkruid en die dorings en die dinge, Here. Dis vir my lekker. Nee, Here. Ek wil verander. Ek wil al nader kom aan die beeld van Christus. Ek weet die volheid van die Godheid leef klaar hier, maar dit manifesteer nog nie na die buitekant toe, soos wat dit moes nie. En dis hoekom Tanya se gebed net al was, as ons dan hierdie goed hoor, dan moet ons hierdie goed sien. Dis die kosbare ding van vrug, want hier moet jy onthou, by die onkruid en die dorings staan daar geen ryp vrug nie. Die plant het opgekom, maar daar's geen ryp vrug nie as gevolg van die verstikking. Die onkruid en die dorings en die dussels het al die voeding vir hulle gevat wat na die vrug toe moes gaan. Dit is kinders van die Here. Vrygekoopte, wedergebore kinders van die Here wat tevrede is om aan te gaan met sonde in hulle lewe. Wat tevrede is om te sê, ag, dis oukei. Dit verstik jou. Dit steel die vrug wat iemand anders by jou werk of in jou huisgesin moet eet, om ook by Jesus uit te kom. Dit verstik hulle. Dit is onmoontlik vir my om te sê of jy gered of ongered is, of moeilik. Maar ek kan vir jou sê of ek vrug in jou lewe sien van Christus of nie. En dit sal nie oordelend wees nie. Want Jesus doen dit met my en jou. Hy sê, jy is nog dorings en dussels, maar my liefde vir jou is so groot, my kind. Ek veroordeel jou nie oor dit nie. Ek wag vir jou hier met 'n lieflike spinprogram. Ek wag vir jou hier met broers en susters in die Here, wat saam met jou wil stap, teenoor wie jy accountable kan wees, om hierdie goed te bely en te sê, help my saam stap met hierdie doring en dussel in my hart. Dis die Papa, dis die Vader wat ek en jy het. Hy staan nie reg om te slaan, hy staan reg om te help. En die Here stuur die mense hel toe en hy skep hulle 'n pad uit die hel uit. Na Adam en Eva as ons paadjie geteer hel toe Jesus sê, hier's 'n alternatief. Dis 'n vrugbare hart, waarin ek my woord elke dag wil saai. En oor tyd, soos Tanya sê, steadily, oor tyd, weet jy wat gebeur? Die boompie raak groter. En aanvanklik hang hy net 5 of 6 vrug. En dan skielik haal jy 'n lieflike oes van hom af. Almal van julle verstaan dit. Plant die wynstok terwyl hy klein is. Oor tyd begin draai tot hy by sy volle potensiaal kom. Alles vat tyd. En dis waar jy moet sê, die Here is vir my prioriteit. En sy woord is vir my prioriteit. En dit wat hy in my wil saai, is vir my belangriker as die res van my lewe en my ambisie en waartoe ek op pad is en wat ek wil bereik en hoeveel keer my naam in die koerant moet staan vir my accolades. Is vir my belangriker om die woord van die Here te vat en te gaan sit met hom en die selfoon af te sit en te gaan sê, Here, praat met my, hier is ek Samuel. Spreek tot my, u diensknegt, luister. Maar ek kan dit nie vir jou kies nie, jy kan dit nie vir my kies nie. Maar saam kan ons. Dis hoekom 'n selgroep vir my so kosbaar is. 'n Selgroep is jou midweek food. Jou tyd saam met broers en susters in die Here is kos, dis saad wat val, wat die Here Jesus daar plant en dit wil opkom en jy kan kies in watter kwadrant jy wil hê dit moet val. Maar hoe meer tyd jy met gelowiges spandeer, my pa het altyd gesê, hoe meer tyd jy met geesvervulde mense spandeer, hoe meer geesvervuld word jy. Dis hoekom Hebreërs 10 vir my so kosbaar is, en dis weer eens nie 'n oordeel nie, maar moenie die samekoms van die gelowiges minag, soos dit baie se gewoonte is nie. Weet jy hoekom nie?
Want jy gaan sukkel met jou hartstoestand alleen. En die duiwel gaan kom met sy al demoniese kragte en magte wat nie almagtig is nie, maar hy gaan kom steel, slag en verwoes as jy alleen raak in jou lewe. En jy dra alleen aan die sorge van jou lewe en niemand anders weet daarvan nie. En niemand kan vir jou bid nie, want jy's te skaam om te sê jy sukkel met iets. Hoe hartseer is dit dat die vyand in daai area waar jy niks wil sê nie, meer steel is in al die areas gelyk as gevolg van wat? Ek is bang iemand dink sleg van my. Geliefde, jy's nie hier vir 'n gewildheidskompetisie op die aarde nie. Jy's nie hier vir 'n beauty pageant nie. Jy's hier om 'n verteenwoordiger te wees van die man wat genoem is, die man van smarte. Onskuldig aangekla en geslaan vir foute wat hy nie gehad het nie. En nog steeds is sy hart so 'n vrugbare grond toe die Vader in hom saai en sê vir hom, gaan mes, en toe sê hy, ja pa. Daar is nie 'n ja maar by die Here nie, daar's 'n ja Here. So daarom vra ek vir jou, ek weet jy's gered, ek glo so. Ek weet jou hart is baie keer vrugbare grond en ek wil afsluit daarmee. Deur te sê, dankie vir die kwadrant in jou hart wat vrugbare grond is. Dankie vir wanneer jy ja sê vir die Here om iets te gaan doen. Dankie wanneer ek die vrug in jou kan sien en hoor in die gemeenskap waar jy betrokke is, wat die Here deur jou gedoen het. Dankie daarvoor. Ons kan nie net oor die 3 kwadrante praat waar jy fouteer. Ek wil vir jou sê, die Here is 'n lieflike God in terme, en hy sê, en die woorde wat almal van ons wil hoor as ons in die hemel aankom is wat? Dankie, goeie en getroue slaaf, dienaar, diensknegt. Dankie. En nie dat ons 'n dankie wil hê van mense nie, want dan soos 'n dankie weg, maar ek sê vir jou dankie vir wanneer jy vrug dra vir die koninkryk. En wanneer die woord van die Here in jou hart val en jy's opgewonde en jy breek deur, ek hoor maar ek wil nie, en jy breek deur die vlak grondjies en jy besig met hierdie onkruid en jy stoei saam met die Here met hierdie onkruid in jou lewe totdat jy kom by die vrugbare grond en sê, Here, ek is reg. En Here sê, nou begin die opleidingsproses. Vra vir my en my vrou, hoeveel jare het die Here met ons opleiding gedoen, wat ons glad nie verstaan het nie, niks, maar dit was sorge, dit was moeilike omstandighede, waar die vyand gesteelslag gewoes het, en ons moes deur al daai goed werk, tot by die punt waar die Here vir ons, 8 jaar voor ons hiernatoe sê, ek gaan julle stuur vir herderskap op die platteland, en ons verstaan niks wat hy sê nie, terug na die land van julle voorvaders, en ons verstaan niks wat hy sê nie. Alles opleiding, en miskrame, en die ongeluk, en vroeggeboorte van kinders, en noem dit, om uiteindelik by die plek te kom waar die saad in die grond kan val op goeie grond en kan vrug dra. En nie dat ons hoegenaamd sê ons is goed of ons dra vrug nie. Is glad eerlik en my hart, dis nie dit nie. Dis om te sê dit vat tyd. Maar toe ons hierdie kant van die berg land, toe besef ons dit is die platteland. Dit is herderskap, saamstap met julle elkeen. Toe besef ons, my ma se mense kom hier vanaf, dit is die land van my voorvaders. Ek het dit nie verstaan as aan my ma se kant nie. Wat gaan hierdie week gebeur met die woord wat die Here wil saai in jou hart? Gaan sit hiermee. Besef die kwadrante. Kies vrugbare grond. Laat hom toe om te saai. En nie net jy nie, maar almal rondom jou gaan die vrug daarvan geniet. En ons kan 'n gemeenskap van gelowiges wees, wat arbeiders is wat uitgaan in die oes daar buite. En die Here Jesus vertrou om sy koninkryk te bou deur die eenvoud van my en jou. Dawid sê, elendig en behoeftig, tog 'n gunsgenoot van die Here. Dis ek en jy. Elendig en behoeftig met 'n hart wat so onvertrou. Wat is hy woord wat in Spreuke staan? Guard your heart, for out of it flows the issues of life. Moenie die hart vertrou nie, dis bedrieglik bo alle dinge. Hoekom? Want daar's 4 kwadrante in hom. Daar's 4 kwadrante, daar's 4 deure. Waarteen gaan jy hierdie week oopmaak wanneer die woord van die Here met jou spreek en wanneer jy weet is hy en jy onderskei is hy, maar jy moet besluit. Waar gaan hy val? Mag dit die vrugbare grond wees
mag dit die oop hart wees wat sê, Here, ek verstaan nie wat U nou sê noodwendig, en ek weet nie hoekom U hierdie opdrag vir my gee nie, maar ek is reg om dit te doen. Ek is reg. Gebruik my, vorm my en maak my net soos U wil. Amen. Kom ons spreek die seën van die Here uit, en dan bid ons saam, en dan gaan wees ons vrugbare grond. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vreugde gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen. Ons maak toe doa. Here, hoe lieflik om te hoor en te weet die besluit is myne om te kies of ek hierdie vrugbare grond hierdie week gaan wees. Here, U ken my hart beter as enige iemand anders. U ken die harde kolletjies. U ken die vlak grondkolletjies. U ken die plekke waar die onkruid en die dussels en die dorings my verstik. U ken my swakhede, U ken my gawes wat U aan my toevertrou. U weet hoe lyk die vrugbare grond. Help my deur U Gees. Help elkeen van ons deur U Gees. Staan ons by met krag om te kies vir U, al verstaan ons nie hoekom nie. Om te gehoorsaam die opdrag en te gaan waantoe U stuur, al maak dit nie sin nie. Om myself tweede te stel, in plaas van eerste teenoor broer en suster. Om die woord van U, Here, as hoër prioriteit in my lewe te sit, as die res van my gerief en gebruike en gemak. Here, ons het hulp nodig. Ons kan nie ons hart self verander nie, daarom bring ons hart na U toe. Ons hart is hierdie week 'n stuk klei wat ons vrywilliglik op U draaitafel kom sit. Hier is ons Here. Vorm ons en maak ons soos U wil. Gebruik ons tot eer en verheerliking van U koninkryk in hierdie week. Dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen.